Jesegiel 37 vers 14. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond en dan sal julle besef dat ek die Here is. 'n Geseënde Paasfees vir julle. Geagte vriende, beste kollegas, broers en susters in die Vrystaat. Ons het die berigte ontvang van die afgelope Paasnaweek, vieringe in gemeentes, in dorpe, goeie opkomste, seën en eredienste. Dit vervul 'n mens se hart met vreugde. Ons is ook bly oor goeie reën wat reg deur die Vrystaat geval het. En ons weet, ondergrondse bronne, die bome, ons riviere word gevoed, ons weiveld. Terselfdertyd is mens besorgd oor oeste wat in die water staan. En dis die uitdagings van ons gemeenskap in die Vrystaat. Ons dink aan ons boere, die uitdagings wat hulle beleef. So gaan dit ook in die kerk. Ons het in die afgelope tyd met leedwese kennis geneem van Dr. Dennis Olifant se heengaan aan Bloemheuwel gemeente. Ons weet kollega George Whitehead van Hospitaal Park is baie siek. Die nuus dat Paus Franciscus oorlede is, het ons almal op een of ander manier geraak. En terselfdertyd is ons bly en dankbaar oor nuwe kollegas, dominees wat in gemeentes bevestig is. Ons het met dankbaarheid kennis geneem van die getuienis van ons eerste jaar teologiestudente oor hulle roeping en die berigte van Nampo van Imagine 2025 het met sy hart met dankbaarheid en vreugde vervul. Ons wil daarom Sondag 11 Mei as 'n dag van dank aan voorbidding in die NG Kerk in die Vrystaat wy, in alle gemeentes. En die teks vir daardie geleentheid dan, Jesegiel 37 vers 14. Ons sal 'n liturgie, 'n preekskets, 'n gebed vir die geleentheid na alle gemeentes versprei, want dit is in daardie week, om presies te wees, die Dinsdag 13 Mei 1865, 160 jaar sedert die totstandkoming van ons Vrystaatse synode, toe die eerste 11 gemeentes by Smithfield bymekaar gekom het. En ons wil in hierdie dae dit onthou. Ons gaan 'n video oor argiefmateriaal oor die oorspronklike bronne en boodskappe van kerkleiers in die vorige dekade met julle deel. Die 22ste Mei is daar 'n musiekkonsert in die Vrystaat, waar ons ook ons verlede wil gedenk. En die 26ste Mei vind ons Modramen-vergadering in Smithfield plaas, op die plek waar die synode tot stand gekom het. Die hoogtepunt van hierdie herdenkings egter is die predikante stilwordkans in Junie, waarheen ons alle kollegas, studente, dosente, emeriti, diensleraars, bedienaars, almal wil uitnooi om by Amanzi saam te kom en te luister na die fluistering in die stilte. Die teks by daardie geleentheid, Elia op die berg Horeb, daardie stilte. Ons weet dat 40 in die Bybel 'n simboliese getal is. 40 dae, 40 jaar. Die 40 dae tussen Paasfees en Hemelvaart. 4 maal 40 is 160. Kom ons onthou die verhaal en die roeping van die NG Kerk in die Vrystaat, lig in die donkerte in hierdie tyd. Laat dit 'n tyd van heroriëntering wees, ook 'n tyd om vorentoe te kyk, geïnspireerd deur die Gees wat die Here aan ons skenk. 'n Geseënde Paastyd aan julle toegewens.